Prys die naam van die Here, baie dankie. Kan die sitplek neem, die wat nou nog nie sit nie. So julle kan maar sit. Prys die Here. Ek wil vanmôre met u praat ek. En ek glo dit is God se hart. En ek wil eers Matteus 11 vers 27 tot 30 lees. En dan wil ek ook Matteus 16 vanaf vers 24 tot 26 lees. Dan gaan ons later bietjie daarna Lukas toe gaan. Matteus 11 vers 27 sê, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Hierdie is baie belangrik. Hy sê, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Ek glo ons is in 'n tyd waar Filippense 2 vers 12 skryf die disipel daar, hy sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie net in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Ons is in 'n tydperk en 'n dispensasie waar dit vir my en jou verskriklik belangrik is om seker te maak dat my saak reg is met God. Om elke geleentheid te gebruik om seker te maak dat ek verstaan ook Jesus se hart vir my lewe, sodat ek kan in hom vrede hê. En as ek nie die Here verstaan nie, as ek nie weet wat God van my wil hê nie, as ek nie verstaan wat in my lewe aangaan nie, kan ek baie maklik deur storm gejaag geraak. Ek kan baie maklik rondtas en rondvat en rondhardloop om te probeer uitvind wat is God se plan vir my lewe en wat moet ek hier doen? Moet ek nou links, moet ek regs, moet ek vorentoe, moet ek agtertoe? En in die bediening is dit ook so dat 'n ou baie keer so besig raak met die dinge van die Here dat jy ergens fokus verloor. Dit klink nou baie snaaks, maar ons as mens raak baie keer so besig, ek moet dit vir die Here doen, en ek moet dit vir die Here doen, en ek moet vir daai ene gaan bid, en ek moet hierdie ene gelukkig hou, en ek moet hier werk vir die Here, en ek moet daar arbei vir die Here, want dit is wat God van my verwag, en dit is wat die Here van my wil hê, en ek moet besig wees, en ek moet besig wees om my kruis op te neem, en ek moet dit doen vir die Here, en ons probeer alles vir God doen. Dan kom ek ewe skielik op 'n tyd, so 'n paar jaar terug,
bevind ek myself in 'n geestelike storm in my lewe en ek was so besig om vir God te werk. Ek was so besig om die kerk te probeer werk. Ek was so besig om mense te probeer gelukkig hou. Nou dit is in die bediening 'n taak wat jy nooit sal regkry, dink ek nie. Jy kan try en jy sal dalk hier en daar regkom, maar om almal altyd gelukkig te hou, jy gaan sukkel. Ek onthou nog op 'n stadium toe die klankstel se hoekie daar was so verhoogie gewees. Dan werk ons aan die klank en ons verbeter die klank en dan het ons se eerste diens met goed wat verander is en verbeter is en dan sal iemand kom besê, die klank is vandag 'n bietjie hard, jong. Dan dink ek, laas week was dit te sag en dan is dit te hard en dan is dit te dof en dan is dit te dit. Daar sal altyd iemand wees wat nie tevrede is nie. Maak nie saak. En na al die jare se veranderinge en verbeteringe sal daar nog steeds iemand wees wat iets negatiefs te sê. Maar die kort en die lank is dat ons hardloop onsself moeg selfs in ons eie lewe om goed te doen wat ek dink God van my verwag. Wat ek op myself neem en ek bevind myself op 'n plek een Sondagoggend sê ek so my ek dink as ek reg is het ek vir Jessie gesê ek het nie eens lus om kerk toe te gaan vandag. Sy sê, maar jy moet, want jy is die pastoor. Jy nie gaan nie, weet dan. En ek onthou, my kantoor was nog hier agter die bord gewees, en ek sit en ek praat daar met die Here, en ek sê, Here, maar ek voel nou skuldig, omdat ek nie lus het om hier te wees nie. Here, en ek verstaan nie, hoekom voel ek nie lus om hier te wees nie, want dit moet mos lekker wees, om die Here te dien. Is hier iemand wat hier is, wat al moeg geraak het, vir die religious goed. Waar jy nou, Here, maak nie saak, dien ek die Here so, dan is daai oom kwaad. Dien ek die Here so, dan is die ene kwaad. Dan steek ek my hande op, dan is daai ene ongelukkig. Steek ek nie my hande op nie, dan is die ene by die huis iets te sê. En weet, jy voel of jy heeltyd op jou hoede moet wees vir jou verhouding met God en jou geestelike lewe, omdat almal het iets te sê oor hoe jy God dien. En ergens in die proses is ons so besig om rond te hardloop, want die ene, veral nou met die internet, hierdie pastoor en hierdie kerk en hierdie lering sê, ons moet dit en dit en dit doen, en jy mag nie aan dit vat nie, jy mag nie die ding doen nie, jy mag nie daar, nou moet ek my hele verhouding met God weer verander, en dan kom daai ene en sê, nee, maar dit is verkeerd, en hierdie ene sê dit, en daai ene sê, en dan dink ons, en ons doen dit alles, omdat ons God wil probeer behaag. En dit alles, dan verander ek, nee, nou mag ek nie van blou hou nie, nou moet ek van rooi hou. En nou mag ek nie meer hierdie ding so doen nie, ons is naderhand so moeg met religion, en ek bevind my op daardie plek, en ek sê, Here, ek voel sleg, omdat ek het nie eens lus om mee te wees nie, maar hoekom voel ek so? Dit moet ons lekker wees om die Here te dien. It's a joyful thing. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie meer blydskap in die Here het nie, en dit besig om mense negatief om jou te beïnvloed, dat jy jouself die vraag afvra, is jy nog besig met die vreugde van die Here? Want ek wil vir jy sê, dat die evangelie van Jesus Christus is 'n blye boodskap. Dit is 'n blye boodskap, dat daar 'n koning vir my gesterf het op die kruis van Golgotha. Dit is vir my 'n blye boodskap dat my sondes vergewe is. It's a joyful thing to worship God. Dit moet vreugdevol wees om die Here te dien. Dit moenie vir my 'n swaar saak wees nie. En die Here maak dit vir my oop. Hy sê, Jaco, maar jy is so besig om my te probeer behaag. En jy is so besig om die mens te probeer behaag, omdat jy dink dis wat ek wil hê. En jy is so besig. Meeste van jou gebed gaan oor ander mense se goed. Meeste van jou gebedslewe gaan oor die behoud van die gemeente. Meeste van al hierdie goed gaan oor dinge wat jy geen beheer het oor nie. En jy's besig om 'n las te dra, wat ek jou nooit gevra het om te dra nie. En die Here gee vir my op baie stadium 'n opdrag, hy sê, kanselleer al jou afsprake, huweliksberadings, alles daai, vir 'n jaar lank stop dit. Net noodgoed.
Hoekom? Ek was besig om uit te brand. En emosioneel en geestelik kom die vyand sê, ja, maar jy's nou mos 'n kind van die Here, hoe kan jy nee sê? As jy nee sê is mos een ding wat is 'n sonde vir 'n kind van God om nee te sê. Jy moet vir almal ja sê. Maar op die einde van die dag is die belangrikste ding waarin ek veronderstel is om te werk, is my verhouding met God. Die belangrikste van alles is dat ek moet leer om by Jesus te sit, sodat ek kan vrede hê vir my siel. Die belangrikste is dat ek my laste na hom toe moet bring en sê, Here, ek soek Jesus. Ek soek nie hierdie goed nie. En uit dit sal ek verstaan wat God se hart is vir my. Kom ons gaan kyk, daar's 2 vroue in die Bybel wat met hierdie ding gesukkel het. En as ons gaan kyk in Lukas 10, en ek wil vanmôre met u praat, want ek dink daar is bietjie van hulle albei in onsself. En iemand sit vanmôre hier en jy sê, Here, maar ek wil die Here dien, maar ek is so moeg. Ek is so moeg vir die konflik by my huis, want ek wil net die Here lief hê, en ek wil vanmôre vir jou sê, jy is so besig om mense om jou te probeer verander, om God te sien soos wat jy dit sien, dat jy die vreugde van dit verloor het. En God praat vanmôre, ek sê, ek wil jy moet hier by my kom wees vanmôre. Vergeet van wat of die ander dit sien, soos wat jy moet jou eie heil begin uitwerk in vrees en bewing. Dis 'n tyd dat jy weer na jou verhouding met God moet kyk. Here, maar as ek met die Here so gaan dien, dan gaan my man kwaad wees, of my vrou gaan kwaad wees, of daai suster gaan kwaad wees, of hierdie een gaan my. Daar was 'n tyd toe ek en Jessie gekuis was. En ek vra om my te trou. Dus daai mense wat glad nie van my hou nie, wat vir haar sê, as jy met hierdie pastoor seun trou, praat ons nooit weer met jou nie. Gelukkig het sy nie ge-worry oor hulle opinie nie, want sy het my lief gehad, en ek het haar lief gehad, en hulle het nooit weer met haar gepraat nie, maar sy het my, elke dag haar kan mal praat, en baie keer kom ons in 'n verhouding met Jesus. En mense sê, maar jy die Here so dien, en as jy dit so gaan doen, en as dit so gaan wees, dan is jy van die pad af, of jy's verkeerd, of jy glo verkeerd, of jy doen verkeerd, en ons is so besig met die vyand se veroordeling. En ons hardloop rond, want ek weet nie meer wat God van my wil hê nie. En ek wil vandag vir jou vra, wanneer laas het jy by Jesus se voete gaan sit, om self te hoor wat sy hart vir jou is? Here, maar my man sê, ek moet dit so doen, of my vrou sê, ek moet dit so doen, of hierdie mense sê, as ek God nie, ek wil vanmôre vir jou sê, moenie jouself verander vir niemand, behalwe as Jesus vir jou sê, hier is iets wat en hoe gaan ek dit weet? Ek moet net eers weer by Jesus kan kom, en as jy te besig is om te luister na die stem van die Here, gaan jy rondhardloop, tot jy moeg is, want jy gaan dink dit is wat die meester wil hê. Ek wil vanmôre vir iemand sê, die Here sê, hou op, raak rustig. En Martha en Maria sit en Jesus kom na hulle toe. Lukas 10 vanaf vers 38. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woorde geluister. So sy het nie net daar gaan sit, omdat sy wou hoor wat hy te sê het. Dit was vir haar belangriker om te hoor, wat wil hy sê vir my? Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie omdat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy moet my help.
Hoeveel keer was jy al besig in jou eie verhouding met die Here en dan kom iemand anders te, maar jy kan nie nou so bid nie. Jy moet dit nou doen soos wat ek wil hê. Martha glo hier sodat sy is besig om die Here te dien. Sy glo, sy is hier besig om reg te maak alles sodat sy Jesus kan bedien. Sy is besig met religion. Sy is besig met voorbereiding, want Jesus moet bedien word, en jy kan nie nou by Jesus sit nie, jy kan nie nou daar so doen nie, jy moet besig wees om vir God te werk, jy moet besig wees om dit vir die Here te doen, en jy moet dit doen soos wat ek vir jou sê, want hierdie is mos my huis. Here, mag jy hier nie om nie. Jy sien, want wanneer jy in 'n plek om in jou lewe het, daar baie mense wat vir jou gaan sê om God te dien. Daar's baie mense vir jou wat vir jou gaan sê, nee, maar jy kan dit nie eers so doen nie. Jy moet dit so doen. Jy kan nie dit nou so doen nie. Hoe wil jy nou jou handjies opsteek in die kerk? Maar want ek het 'n persoonlike plek by Jesus se voete in my lewe. En ek voel vanmôre die Here roep iemand tot stilstaan, want jy's deur storm gejaag in jou geestelike lewe en ter wille van konflik het jy goed prys gegee, en die Here sê vanmôre vir iemand, ek wil hê dat die een wat wil werk, laat hy besig wees met dit, en maar ek roep jou om by my voete te kan sit, sodat jy weer kan hoor wat ek vir jou, jy's in 'n storm en in 'n tweestryd oor dat daar konflik is in die huis, want die een sê, jy moet so vir God dien, en jy moet dit so doen, en die aanklaer van die vyand kom, vanmôre en hy steel jou joy, dit is nie meer eers vir jou lekker om die Here te dien nie, want elke keer as jy dit wil doen, is daar 'n aanklaer, wat sê, maar jy kan dit nie so doen nie, jy moet dit so doen, en jy moet dit so doen. En Martha, sy is lief vir Jesus, en sy wil vir die Here iets doen, maar sy is so besorg oor wat ek vir God moet doen, en ek moet dit vir die Here doen, en ek moet hier vir die Here doen, en ek moet my kinders by God uitkry, en ek moet my man by God uitkry, en ek moet my vrou by God uitkry, en ek moet hierdie ene doen, en ek moet daai doen, maar in die proses verloor jy die stem van die Here. Hulle albei sit in die teenwoordigheid van Jesus. Martha is in die teenwoordigheid van Jesus in dieselfde huis. Maria is in die teenwoordigheid van Jesus. Maar net een hoor wat Jesus sê. Al twee in die teenwoordigheid. Een besig om rond te skarrel, sodat ek God kan behaag. En die ander een besig om te sit, sodat sy kan luister. Hoeveel keer in ons geestelike lewe skarrel ons rond, sê Here, ek wil net God behaag. Ek wil net dit vir die Here doen, en ek moet hierdie ding doen, en ek wil dit vir God doen, en ek probeer sin maak, en ergens voel dit net, Here, ek is so bang, ek doen nie iets nie, en dan mis ek iets, ek is so bang, in die week, terwyl ek hoor van 'n afsterwe van iemand vir wie ons lief is, en hulle was Sondag in die kerk, en onmiddellik voel ek, Here, het ek genoeg gedoen? Here, het ek genoeg uit, en dan kom die aanklag van die vyand ons. Weet, het jy genoeg belê? Het jy genoeg gepraat? Het jy genoeg gesaai? Het ek dalk nie iets nie gedoen nie? En jy skarrel rond, en jy verloor die vrede van God in jou lewe, want nou is jy besig om goed te doen. Ek hoop ek het die Here behaag, maar waar jy sit in die voete van Jesus, dan sal jy hoor wat die stem van God is. Hoekom het ek die Here nie vir my, want hy wou nie vir my iets sê rondom dit nie. As hy my in dit in wou bring, sou hy vir my geroep het en met my daaroor gepraat het, maar jy sien die vyand kom met aankla in jou verhouding met God, en ek vra vandag vir jou, wanneer laas het jy moeite gedoen om by Jesus se voete te sit, net om te luister? Van die wêreld al buite is besig om vir die kerk te sê om God te dien. En daar's mense, roofsugtige predikers en spiritual influencers, is mos nou die naam van die goed deesdae. Geestelike influencers. En dit gaan alles oor likes en hoeveel, en almal wou hulle geestelike lewe op
insprake van buite af, sodat ek God kan behaag. En die ene sê ek moet dit doen, en daai ene sê ek moet dit doen, en ons skarrel rond, en ons hardloop rond, en ons probeer God behaag in dit alles. En dan sien jy, hier sit 'n boetie van my, hulle doen nie al die goed wat ek doen nie, hulle is nie besig dan, Here maar, ek is dan so besig met die Here, en hier sit hulle. Woord van die Here sê ek, het nou die aand, Woensdag aand, ons hier buite praat, toe hulle almal praat van min slaap en vroeg opstaan, en sê ek is bederf, die Here gee dit vir sy bemindes in hulle slaap. Ek het nie nodig eers om vroeg op te staan, die Here weet ek kry koud. Hy gee vir my goed in my slaap nie. Jy het 3 uur opgestaan om te gaan bid, ek het opgestaan met dit. Here, ek sit by sy voete. Ek het nie nodig, daar is tye wat God 'n ou wakker maak om te gaan bid, dit is so. Maar daar is tye wat jy net in die vrede van die Here is, waar jy net in die rustigheid van God is, waar jy net, en ek vra vanmôre vir jou, hoe lyk jou sielstoestand vanmôre? Het jy vrede vanmôre nog? Is daar nog rustigheid in jou binnekant, in jou verhouding met God? Of as jy so op jou hoede om te sê, Here, ek moet dit doen, en ek moet dit doen, en ek moet hierdie ding bely, en ek moet hierdie ding regmaak, en ek moet hierdie goeders eet, en ek mag nie daaraan vat nie, en ek moet ons hardloop so rond. En Jesus praat hier met haar, en hy sê vir haar, hy sê, Here, sê vir haar, dat sy my moet kom help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en veronrus oor baie dinge. 2 woorde. So sy was nie net besorg nie, sy was veronrus. En ek wil vandag met iemand baie ernstig praat wat hier sit vanmôre. Oor jou verhouding met God. Dat ek ervaar dat die Here praat vanmôre baie ernstig. Dat jy is so besig om God te probeer behaag met al die goeders wat jy probeer onderhou. Die Here sê vanmôre vir jou, jy's veronrus, het jy vrede? Wanneer laas het die joy van God net uitgevloei? Wanneer laas was dit net vir jou lekker om die Here te dien? Want jy's moeg, want jy het hierdie verantwoordelikheid op jou skouers. Ek mag net nie dit doen nie, want dan is God. En ek sê nie, ou moet onheilig lewe en leef soos wat jy wil en maak wat jy wil nie. Maar daar kom 'n tyd wat ons so te storm gejaagd is in ons verhouding met die Here en ons loop en sê, Here, ek weet nie meer hoe om God te behaag nie. Ek weet nie meer, dit voel net as ek hierdie ding het, dan val ek en nou kry ek nie gebid nie, nou gaan die Here vir my. En dan probeer ek hierdie ding en dan sukkel ek met dit. En ek ervaar dat die Here vanmôre mense met ons uitroep en sê, dit is tyd om jou heil uit te werk. Here, maar my man, Here, maar my vrou, hulle moet net die vrug sien. Nou as 'n skrif wat sê, wat help dit, jy wen die hele wêreld. Maar jy is besig om skade te ly. Jy is besig om jou man te probeer by die Here uitkry. Jy is besig om jou vrou te probeer verander, dat hulle moet die take verrig, en jy is besig om al hierdie goed vir God te doen. Maar jy is besig om die belangrikste van dit alles te verloor, en dit is jou verhouding met God. Maar as jy fout met my verhouding met, nee, jy is nog in die teenwoordigheid van die Here. Maar hoor jy nog? Het jy nog die vrede? Is daar nog genesing en herstel in die teenwoordigheid van die Here? Hoor jy nog die stem van die Here duidelik? Hy sê, jy is oor baie besorg en veronrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig. Ek gee vir die antwoord oor haar situasie. Jy het net eintlik een ding nodig. En Martha het daai ene uitgekies. As net een ding is nodig, en Martha het die goeie deel uitgekies,
wat van haar nie weggeneem sal word nie. Wat het Martha gedoen? Sy het gekom om te luister. Maria, Maria, sy het gekom om te luister. Here, ek wil nie iets mis nie. Here, ek kom om te bid vanmôre, maar ek kom nie om te sê, Here, wat moet ek nou doen nie? Moet ek dit doen, moet ek dit doen nie? Moet ek hierdie ding los, moet ek daai doen? Here, ek wil net hoor, wat is u hart? Wat wil u vandag vir my sê? Nie oor die kos wat besig is om gemaak te word nie. Maria het nie gaan sit en luister om te hoor wat is gereg wil Jesus sê nie. Sodat sy vir Martha kon gaan sê, oor die ons moet die menu verander nie. Sy het gaan sit by Jesus se voete. Sy ek wil net by die Here weet. Nou Maria het baie goed reg gekry wat baie min reg gekry het. Mary, she sat at Jesus' feet. She heard his words. Sy het gaan sit om te luister na die stem van Jesus. Sy het Jesus eerste gesit. Toe Jesus kom, toe kies sy hom. Sy het Jesus eerste gesit in haar verhouding. Daar was ander goed wat sy kon gaan doen het. Maar sê, Here, u kom eerste. U kom voor my man, u kom voor my vrou, u kom voor my kinders, u kom eerste. Ek wil by Jesus wees, ek wil hoor wat die Here sê, u kom eerste. Sy is die een wat Jesus anoint het. Sy is die een wat Jesus bedien het. Wanneer laas het jy gegaan om hom te anoint? Ag, Here, anoint my. Here, salf my. Here, wanneer laas het jy gegaan om jou meester te bedien? Because it's about me. Ek wil anoint word, Here. Ek wil gekies word. Ek wil. Sy kom en sy breek die olie oop, die dierste. Sê, Here, ek is hier om u te salf. Hoe lyk jou aanbidding? Hoe lyk jou worship? Here, maar ek is besig om dit vir God te doen. Hoe lyk jou worship? Wanneer laas het jy olie gebreek vir die meester? Kirabasi, Talalabasian. Wanneer laas het jy net tyd gemaak, net vir hom? Here, ek kom nie om iets te hê nie. Ek kom om tyd met u te spandeer. Want ek kan so besig wees met alles wat ek dink ek vir God moet doen, dat my eie binnekant besig is om leeg te loop. Ek kan so besig wees met al die goed, dat ek ergens langs die pad, my vreugde, my vrede, my joy, en die tasbare nabyheid van God verloor. Net snaaks dat mens dit kan doen in die teenwoordigheid van die Here. Meeste mense wat verkoud in die kerk. Meeste mense wat terugval, val terug in die kerk. Nie omdat daar fout is by die kerk nie, omdat hulle nie by Jesus sit nie. En as ek nie meer Jesus se stem hoor nie, dan luister ek na enige ander stem. As Maria nie Jesus se stem gehoor het nie,
dan sou sy na Martha geluister het. En dan sy die beste deel gemis. So sy het Jesus se voete gesalf, of sy het Jesus anoint. Sy het geloof in hom gehad. Toe Lazarus sterf, sy sê, Here, as U was, she had faith, if Jesus was there, this wouldn't have happened. Sy het geloof in hom gehad. En sy was een van 9 mense wat voor Jesus geval het, neergeval het. Een van net 9 mense wat voor die voete van Jesus geval het. Dit is eintlik hartseer. 9 mense in Jesus se hele bediening wat voor hom neerval. En dis total surrender. Hoe lyk jou surrender? En ek praat vanmôre diep, want God roep vanmôre mense, sê jy is so besig, dat jy die beste deel besig is om te mis. Jy is besig om die beste deel te mis. Here, maar ek werk vir U, Here, ek is besig, ek is lief vir die Here, maar ek glo, Martha was lief vir die Here. Maar sy mis die beste deel. Is dit nie hartseer nie? Sy so besig is om Jesus te wil bedien. En dis nie eens wat hy wil gehad het nie. Jy is so besig om God te behaag, dat jy nie eers agterkom, dat hy eintlik net wil hê jy moet by hom kom sit nie. Maar hy lewe, Here praat met my hart vanmôre, want ek is so besig om te probeer die kerk te laat succeed, sodat ek hom kan behaag, sodat ek nie leë hande voor hom moet staan nie. Maar in hierdie geskarrel van dit alles, verloor hy jou vrede. En waar kry ek vrede? By hom. In His presence. En ek wil vir iemand vanmôre sê, soos wat Jesus vir Martha, en ek het die woord klaar gebring, jy is besorg en veronrus oor baie. Here, maar my kinders, maar jy is nie eens meer so besorg oor jou eie siel nie. My man, my vrou, die mens, al die goed, maar jy kom nie agter, dit is jy wat besig is om leeg te raak nie. Want jy is besig om uit te gee wat jy nooit moes uitgee nie. En die vyand stuur mense op jou pad en jy gee uit geestelik. Want dis wat God van my wil hê. En jy sit vanmôre en jy voel, Here, maar ek voel leeg. En Here sê, want jy het uitgegee wat jy nie moes uitgee nie. Omdat die vyand jou aangekla het. Jy dra jou hele familie. Maar jy het nie eens krag vir jouself om te bid nie. Ek praat vanmôre ernstig met iemand, jy is besig om vir jou hele familie in te staan en jy dra hierdie las en jy bid en jy intercede en jy vas en jy doen dit alles. Maar jy is besig. Maar blik, kom en sê, Here, ek is moeg. En Here sê vir jou, dis okay om dit te los en by my voete te kom sit. Want ek wil jou herstel en ek wil jou net weer vorm. Here, maar hierdie goed, wat gaan van dit word, is ek nie God om dit te kan uitsorteer nie.
Maar jy dra die las en die sorge, want jy wil nie hê dit moet misluk nie, en jy wil nie hê nie, jy wil graag hê almal moet net by die Here bly en die Here dien, en ek moet, die Here sê vanmôre, jy is oor baie besorg en veronder is. Kies die beste deel vanmôre. Ek het die woord van die Here gebring op my, dis wat die Here op my hart gelê het. Dalk nie vanmôre die woord wat jy wou gehoor het nie. Maar ek ervaar dat die Here praat met iemand vanmôre, sê dat jy is nie eers jy besef nie eens jy wat arm en naak en beklanswaardig is nie. Want jy sê, Here, ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. Ek dien mos die Here. Ek arbei mos hier in die kombuis om vir God 'n gereg te maak. Hoe lyk jou sielstoestand? Vanmôre het jy nog wat jy sê jy het? Het jy dit nog? Waar het jy dit verloor? En die Here praat vanmôre, hy sê, ons is in 'n tyd waar elke een sy heilgang moet uitwerk. Jy kan nie verantwoordelik wees, ons kan saai, maar ek kan nie laat groei nie. Ek moet net saai, as iemand dit nie wil vat nie, is nie my saak nie. Ek kan nie my vrou red nie, ek kan nie my kinders red nie. Ek kan nie eens myself eintlik red nie. Net Jesus kan. Maar ek moet my posisioneer om by Jesus se voete te wees. En ek vra dit vanmôre met iemand, God sê jy moet jouself posisioneer. Wanneer jy vra, Here, ek is moeg, ek kan nie meer nie, en die Here sê vanmôre, posisioneer jouself. Praat vanmôre ernstig. You are in His presence, but you're not positioning yourself to receive and to listen and to hear. Jy gaan jouself moet positioneer waar God jou wil hê. En jouself die vraag afvra, wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Wat gaan die koste wees? En hoe lank gaan jy nog die prys betaal en aan jou eie siel skade ly? Kom vanmôre terwyl jy God se stem hoor en sê, Here, as daar dan een ding is wat ek moet regkry, is dit net om weer my verhouding met God reg te kry. Ek net weer sy stem hoor, net weer volkom. Ek kan nie nou my kinders help nie, ek kan nie nou my man help nie, ek kan nie nou, ek moet net myself help eers. En uit dit uit, as God sê, doen iets, doen ek dit, maar ek doen niks, as God nie sê, ek moet dit doen nie. Want die vyand gaan mense stuur, om jou geestelik uit te put. Die woord van die Here praat van bloedsuiers, hy sê die bloedsuiers het twee sissies, hê en gee, wat, ek kan nie nou woord onthou nie, maar as altyd, die vyand is soos 'n bloedsuier, wat jou gaan uitsuig, geestelik, emosioneel, liggaamlik, en maak nie saak hoeveel jy gee nie, dis nooit genoeg nie. En jy is besig om te gee. God sê, ek gee saad vir die saaier, om te saai en om te eet. En jy is besig om te gee wat jy moes eet. Praat baie ernstig met iemand, want die vyand het jou in 'n skuldgevoel, waar jy besig is om te saai, wat jy nie kan bekostig om te saai nie. Of dit nou finansiëel is, en of dit geestelik is, of dit tydelik is, en jy voel, wel, ek doen daarom iets vir God. Ek doen dit vir die Here. Praat baie ernstig vanmôre met iemand. Jy is besig om skade te ly, omdat die vyand jou laat glo, dit is wat God van jou verwag. Die Here sê vanmôre, laat dit gaan. Jy moet losmaak.
It's not your responsibility. Jy het 'n verantwoordelikheid om jouself by God te kry. Want hy sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Ek het die woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het vanmôre. En ek wil vra dat jy saam met my sal staan. Weer die Here praat met my oor sekere aspekte in my eie lewe vanmôre. Maar ek weet dat die Here het vanmôre baie ernstig met iemand in hierdie plek gepraat oor jou geestelike toestand en oor jou verhouding met God. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie dat die werk wat jy glo jy moet doen, juist die ding is wat jou uit God se plek uitposisioneer. En jy is besig om die vrede te verloor, jy is besig om jou joy te verloor, jy is besig om skade te ly in jou verhouding met God. En dit is die ding wat vir God die belangrikste is van alles. Jy kan nie ten koste van jou eie saligheid enige prys betaal nie. Moenie in daai struik trap nie. Vader, ek het hierdie woord gebring vanmôre soos wat jy op my hart gelê het. Here, en ek weet dat u praat met meer as een persoon, myself ingesluit vanmôre. En ons vra vanmôre om vergifnis dat ons dalk plekke geruil het met Martha. Dat waar ons in Maria was en by die voete van Jesus gesit het, ons deur die aanklag begin het om Martha te wees. Vra Here, vergeef ons. Ons kom vanmôre terug en ons wil net weer sit by die voete van Jesus, sodat ons na u kan luister, sodat ons u kan aanbid, sodat ons vir u iets kan doen, dat ons u kan salf, dat ons u kan bedien, dat ons onsself voor die Here sal humble en voor u sal neerval in totale oorgawe. Geef ons geopende ore om weer te hoor, Here, en kom herstel vrede, herstel blydskap, herstel u teenwoordigheid in ons en nie net om ons nie. Ons kom vanmôre soos Maria, Here, en ons kom sit weer by die voete van Jesus. Here, ons wil die beste deel uitkies. En help ons dat in hierdie tyd wat voor lê, dat ons eie heil sal uitwerk met vrees en met bewing, maar in die teenwoordigheid van die Here. En dat ons nie sal toelaat dat die vyand ons in dinge inboelie, wat 'n skyn van heerlikheid of godsaligheid het. 'n Gedaante daarvan mag hê, maar dit glad nie meer krag het nie. En dat ons nie dit sal verruil wat God vir ons wil gee, vir dit wat op die oog af reg lyk nie, want u woord sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Ons kies vanmôre die beste deel. Herstel ons dan vanmôre tot u, Here. En leer u ons en onderrig u ons. Ons wil luister, Here. Dat u praat en ons sal luister. Ons herkom vanmôre en ons herroep en ons het berou en ons vra vergewe ons, Here. Kom herstel ons vanmôre tot u, is my gebed in Jesus naam. Amen. U kan die sitplek vir 'n oomblik neem.